Goeiedag en welkom. Dit is Woensdag. Ja, Woensdag die 13de Nisan. Maar sê iemand nou, dit is die 1 April. Ja, vir ons, vir die Jood en 2026 jaar gelede was hierdie dag, vandag die 13de Nisan op hulle kalender. Wat het op die 13de gebeur? Ons gaan nou sê wat dit is. Ek moet net 'n oog kry. Kyk my oog reguit. Nou sê, ons het 'n oog en ons kan aangaan. Gister het Jesus al onthou vir hulle gesê, oor 2 dae is die Pasga en die disippels berei vir die Pasga. Daar is 'n goeie foto van 'n eg Joodse Pasga tafel. Daar sê, en dit is in Matteus 26 vers 17 tot 19, Markus 14 vers 12 tot 16, Lukas 22 vers 7 tot 13. Teen die aand met sonsondergang en die aanbreek van die 14de Nisan, want ons is nou hier op donderdag, en nou werk ons maar op donderdag soos wat ons kan, maar om 6:00 die aand met die môre ster, wanneer die aandster uitkom, dan breek die volgende dag vir die Jode aan. Hulle daar is nie van, soos ons van 12:00 die nag nie, hulle is van 6:00 tot 6:00 in die dag. Dan word dit die volgende dag. Nou, op die 14de Nisan neem die disippels die laaste Pasga waar. Die laaste Pasga neem hulle waar, sien hulle wat Jesus in deel sal hê forever and ever. Matteus 26, Markus 14 en Lukas 22, Johannes 13 bevestig dit. Wat gebeur dan daarso wanneer hulle die Pasga eet? Hulle het die Pasga dan op die 14de geëet, hoewel ons by Woensdag is, maar dan gebeur dit. Jesus was die voete van sy disippels. 'n illustrasie, Jesus die ene met die sirkeltjie om, en hy was die voete van die disippels. En hy stel die wat in die nagmaal. Jy is 100% reg as jy dink die nagmaal. Daar is die nagmaal, die beker en die brood, as getuienis van sy liggaam, die brood en sy bloed, die beker. Johannes 13 vers 2 tot 17. So, wanneer Jesus sy stukkie brood dan vat en deel met Judas, hy was geëet, die vleis daarso, en hulle het die broodjie in die sousie ingedip daarso in, en Judas doen dit, sit daarso saam met hom, en hy het dit ook gedoen, maar dan vaar die duiwel in Judas in, en hy staan op en verlaat hulle. Wat nie vreemd is nie, want wat het gister gebeur? Gister het hy geonderhandel om Jesus uit te lewer aan die Romeine.
Jesus neem ook 'n klein bekertjie met wyn wat sy bloed wat vrylik gaan vloei verteenwoordig. Matteus 26 vers 26 tot 29, Markus 14 vers 22 tot 25, Lukas 22 17 tot 20, 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 29. Daar is die instelling van die nagmaal. Dan om daardie tafel, nadat hulle dan die bekertjie van gedrink het en die brood geëet het, dan begin die disippels onder mekaar te stry oor wie van hulle die grootste geag moet word. Jesus sê vir hulle dat die oudste onder hulle moet word soos die jongste en wie 'n leier is soos een wat dien. En daar bevestig Jesus wat hy nou net voor dit gedoen het, toe hy hulle voete gewas het. Hy wat die grootste onder hulle was, het soos die kleinste geraak hulle voete gewas, en hy wat die leier is, het hulle gedien deur hulle voete te was. Lukas 22 vers 24 tot 28. Aan tafel dan waarsku Jesus vir Petrus dat hy hom 3 maal gaan verloon voordat die haan gaan kraai. Matteus 26 vers 31 tot 35, Markus 14 vers 27 tot 31, Johannes 13 vers 33 tot 38 en Johannes 14 vers 1 tot 31 en Lukas 22 vers 31 tot 38. Nou is dit aand, Jesus het die nagmaal ingestel, hy het met hulle gepraat en ongeveer 9 uur die aand beweeg Jesus en die disippels sonder Judas beweeg hulle uit na buite. En waarheen? Weer hierso na daardie bekende plek toe, die tuin van Getsemane. Daar so 'n foto van hoe dit lyk in die tuin van Getsemane vandag. Tuin van Getsemane is aan die voete, aan die begin van die Olyfberg. So jy onthou gister se foto, die Olyfberg is net so koppie hier aan die onderkant waar hy begin. Dit is waar die tuin van Getsemane is. Dit staan in Matteus 26 vers 30, Markus 14 vers 26. Op pad na die tuin van Getsemane sê Jesus, hy is die ware wingerdstok. Johannes 15 vers 1 tot 27 is daar die gesprek neergelê. Hy bemoedig ook sy disippels en sê weet dat hulle hom gaan verlaat en uit mekaar gaan spat. Johannes 16 van vers 1 tot 33 kan jy daaroor lees en daar is hulle, daar gaan hulle. Ek het 'n prentjie. Nee, dan nee, ek het nie. Jesus met hulle aankoms by die tuin van Getsemane, dan sê Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes om ter waak terwyl hy gaan bid. Dan bid hy vir 3 ure en wanneer hy terugkom nadat hy gebid het, terwyl hy bid, raak hulle aan die slaap. Nie veel van waak nie. Dit sê maar net baie van hulle toewyding aan die Here, né? Hoewel Jesus hulle gevra het om wakker te bly, het hulle vinnig aan die slaap geraak. Jesus begin om te bid dat die beker van lyding hom verby sal gaan. Maar eindig, baie belangrik, hy eindig sy gebed waarin hy nogtans die Vader se wil aanvaar.
Jesus was 'n mens, 'n gewone mens, 'n mens van vlees en bloed, en hy het ook maar bangerig gewees vir die dood, vir die lyding en die straf wat hy moet deurgaan, want hy het alles geweet wat met hom gaan gebeur. En dan bid hy vir die Vader, dat die beker van lyding om hom verby sal gaan. Maar nogtans, dit wat ons moet leer, Here, ons vra dit en dit asseblief, Here, in Jesus naam, as dit moontlik is. Ons vra nooit vir die Here as dit moontlik is nie. Ons kom net en sê dit moet so wees. Ons vra dit asof ons let's command in Afrikaans, beveel. Jesus, hy het gesê, maar as dit u wil is, Here, as dit u wil is, laat hierdie beker van lyding verby my gaan, maar nogtans aanvaar ek u wil. Jy kan dit lees, Matteus 26 vers 33 tot 44, Markus 14 32 tot 40, Lukas 22 vers 39 tot 46 en in Johannes 17. En dit val alles onder, dit het tot 12 uur die aand gebeur, dus daarom gaan ons nou eers weer aan môre by donderdag, want dan kyk ons na wat het donderdag gebeur. En so loop donderdag en vrydag geloop in mekaar in, en saterdag en sondag, dit loop so in mekaar in, omdat ons hier met 2 kalenders werk. En moet jy die Here regtig vra om kop te hou. Here, lei ons met u genade deur u Gees, dat ons kan sien waar het wat geëindig. Daarom is daar soveel ander, 'n hele paar goed gewees wat ek genoem het in hierdie aanbieding, wat verskil het en wat ons gewoond is wat ons aan gewoond geraak het en geleer het. Is omdat hierso 2 verskillende kalenders en verskillende dag en nagte aan meegewerk word. Ons sit hierso met 'n gewone dag wat begin 12 uur die nag en hy eindig môre nag 12 uur. Dan raak dit die volgende dag, waar die Jode werk op die verskyn van die ster, die aandster, van 6 uur basies tot 6. Reg. Dit is dan wat op Woensdag die 13de Nisan gebeur het. Môre is die 14de Nisan, donderdag. En donderdag en vrydag loop sy in mekaar in, verskriklik. Al die vernedering en lyding wat Jesus moet deurgaan op daardie 2 dae. So, tot môre om 5 uur groet ek jou in die naam van Jesus met die seën van die Here vanuit die hemel, wat hy vir Israel mee geseën het vir Moses. Die woorde van in Hebreëus. En iemand het gevra dat ek dit mooi stadig moet sê. Nie so vinnig nie, so ek gaan stadig probeer om dit te sê. Yerechocheta Adonai dish marecha. Yair Adonai pawanilecha wechochonechta. Yesa Adonai pawanilecha we asimlecha. Shalom. As ek dit so stadig sê, dan begin ek vashak, maar daar is hy. Die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Here, u is ons elke dag genadig as u na u gesig na ons toe draai. En die Here sal vir jou vrede gee. Amen. Tot môre, donderdag, die 14de Nisan.
mooi loop, geseënd in die Here.